Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 19 Maart, om in wysheid te wandel. Kom ons open eers met gebed. Liewe Jesus, ons dank U vir nog 'n dag en nog 'n studie. Liewe Heer, lei asseblief hierdie studie, dat dit tot eer van U naam mag wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wat is die mees belangrike waarheid wat ons as Christene kan ken? Natuurlik is dit dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het en dat ons, deur geloof in hom, die ewige lewe kan beerf. Hierdie is 'n waarheid wat ons nooit op ons eie sou kon uitwerk nie. In plaas daarvan was dit 'n waarheid wat aan ons vertel moes word of aan ons geopenbaar moes word. En dit was aan ons geopenbaar in die woord van God. Daar is 'n groot mate van waarheid, kennis en wysheid waarvan ons nooit sou geweet het nie, as dit nie deur God aan ons in sy woord geopenbaar was nie. Maar hierdie kennis en wysheid was nie net om aan ons as kennis te gee nie, net as iets om van te weet nie. Ons moet liewer hierdie waarheid in ons eie lewens, hierdie kennis en hierdie wysheid uitleef. Lees Kolossense 4 vers 5 en 6. Onder watter omstandighede sê Paulus moet ons wandel in wysheid? En hoekom is dit so? Ons lees Kolossense 4 vers 5 en 6. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Kolossense 4 vers 5 en 6. Ongelukkig tree ons as Christene soms alles behalwe soos Christene op, en soos Paulus aangedui het deur Jesaja 52 vers 5 aan te haal, was Israel ook 'n struikelblok vir ongelowiges. Romeine 2 vers 24 sê vir ons, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Hoe ons teenoor ander optree, veral teenoor diegene wat nie glo soos ons glo nie, maak baie saak. Titus 2 vers 5 sê vir ons, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. 2 Petrus 2 vers 2 sê ook vir ons, en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. 'n Christelike huis, 'n samekoms van jeug vir gebed, in plaas van vir kattekwaad, eenvoudige vriendskapsdiens en 'n kalm, geduldige gees, spreek boekdele vir diegene wat toekyk om te sien of ons belydenis opreg is of nie. In Kolossense 4 vers 6 fokus Paulus veral op die woorde wat ons spreek. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Behalwe om net vriendelik en beleefd te wees, moet die woorde wat ons spreek besiel en deurtrek wees met God se genade deur middel van die invloed van die Heilige Gees. Met sout besprinkel. In teenstelling met die wêreldse definisie vir spraak wat met sout besprinkel is, moet ons woorde gepas en aantreklik wees vir diegene met wie ons praat, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Net die Heilige Gees kan ons die regte woorde op die regte tyd vir die regte doel gee en die gedagtes vir die hoorders voorberei vir die boodskap wat ons moet oordra. Ook hier word die woord dui gebruik. Sien graag gister se verwysing na Kolossense 4 vers 4. Dink na oor jou woorde, jou handelinge en hoe jy voor ander mense optree. Watter boodskap stuur jy oor jou geloof uit en wat dit beteken om 'n Christen te wees?